Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help om graad 9 funksies en verwantskappe beter te verstaan. Ek gaan tabelle met jou bespreek. Op dieselfde manier wat 'n vloeidiagram gebruik word om die uitvoerwaarde van 'n gegewe reël te bereken, net so kan tabelle gebruik word. Tabelle kan ook gebruik word om die verwantskap tussen getalle in 'n patroon aan te dui. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde. Voorbeeld 1. Nou die vraag sê, gebruik die reël en die invoerwaardes om die uitvoerwaardes te bereken. Nou eerste, waar vind ons nou die reël? 'n Mens vind die reël binne in die tabel en jy sal sien hier die laaste kolommetjie 2x plus 1. Dit is jou reël. En nou gebruik die invoerwaardes. So waar kry jy hulle? Jy sal hier sien, invoer, so ons waardes is -1, 2, 4, 12. Hoe dit nou werk? Binne in die reël, die uitdrukking 2x plus 1, gaan ons nou in x se plek -1 in vervang. En nou moet jy weer al jou reëls van algebra goed toepas hierso. As ons nou vervang, gebruik ons 'n hakkie. En dan kan ons sê 2 maal -1 plus 1. 'n plus maal 'n min is 'n min. En 2 maal 1 is -2. Plus 1 is -1. Jy skuld my 2, jy betaal my 1, daarom is -1 oor. Dus as uitvoer onder -1 die ooreenstemmende invoer, vervang jy nou sy antwoord. Sy uitvoer is -1. Weereens binne in die uitdrukking 2x plus 1. In x se plek, ons volgende invoerwaarde is 2. Binne in x se plek vervang ons 2 en onthou jy moet 'n hakkie skryf. En nou kan jy sê 2 maal 2 is 4 plus 1 is 5. Dus is die ooreenstemmende uitvoerwaarde daar by 2 in die tabel 5. Ons volgende invoerwaarde is 4. Daar is ons uitdrukking of ons reël 2x plus 1 binne in 'n hakkie in x se plek vervang ons 4. Dus gaan ons nou sê 2 maal 4 is 8 plus 1 is 9. En ons ooreenstemmende uitvoerwaarde daar by 4 is 9. En dan is ons laaste invoerwaarde 12. So ons het 2x plus 1 in x se plek binne in 'n hakkie vervang ons 12 en ons kan sê 2 maal 12 is 24 plus 1 is 25 en ons ooreenstemmende uitvoerwaarde by 12 25. Voorbeeld 2 vra nou, gebruik die reël en die invoerwaardes om die uitvoerwaardes te bereken. Nou as jy nou na die tabel kyk, sal jy nou sien, hulle hou nou nie met jou hand vas en sê vir jou, hierdie is die invoer, hierdie is die uitvoer nie. Jy moet dit nou self weet in hierdie tyd. So nou leer ek vir jou, dat die invoerwaardes is hierbo. Hulle is 3, 1, -2, -6. En dan sê die vraag, gebruik die reël. So waar kry jy nou die reël? Nou moet jy gaan kyk in die tabel, die tweede stel, dit is die uitvoerwaardes. Dis waar jy die reël kry. Jy vind hom hierso. Die reël is y is gelyk aan x minus 3. Nou hierdie reël is eintlik 'n vergelyking. So jy gaan nou daai invoerwaardes eintlik in die vergelyking in vervang. En dan gaan jy die vergelyking oplos. En dit is hoekom jy moet eers kursus nommer 1 en 2 mooi gekyk het, sodat jy kan weet hoe om met vergelykings te werk. Hierdie werk volg op daardie. So hoe dit nou werk, binne in die vergelyking, y is gelyk aan x min 3. Ons eerste invoerwaarde is nou 3. So dit beteken, daar waar jy nou vir x sien, daar gaan jy nou 3 in vervang.
en dan 3 minus 3 is 0, en dan kry jy y is gelyk aan 0. En dit beteken, daardie 0 is dan die uitvoerwaarde daar by invoerwaarde 3. Ons volgende invoerwaarde is 1. Binne-in y is gelyk aan x minus 3, in x se plek vervang ons 1. 1 minus 3 is min 2, dus is die ooreenstemmende uitvoerwaardes daar by 1 min 2. Binne in ons vergelyking gebruik ons nou as invoerwaarde die min 2. Dit beteken binne in x se plek vervang ons min 2. En ons kan sê min 2 min 3 is min 5. Dus is die ooreenstemmende uitvoerwaarde daar by min 2 min 5. En laastens is dit min 6 is ons invoerwaarde in x se plek. Y is gelyk aan x min 3, dus in x se plek vervang ons min 6. En ons kry y is min 6 min 3 is min 9. Daarom is ons ooreenstemmende uitvoerwaarde by die invoerwaarde min 6 is dan min 9. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Voorbeeld 3. Gegee die vergelyking y is gelyk aan 2x plus 4. Nou vra die vraag, kyk wat het nou gebeur. Die vraag sê, bereken die invoerwaardes x vir elke uitvoerwaarde y in die tabel. So dit beteken dat die uitvoerwaarde is nou vir jou gegee en jy moet die invoerwaarde bereken. So hoe dit nou gaan werk, vir jou is die vergelyking gegee, y is gelyk aan 2x plus 4. Dit is die reël waarin jy gaan vervang. Maar nou moet jy baie mooi kyk. Die eerste uitvoerwaarde is hieronder, dis nommer 2. Maar sien jy dat dit is by y. So nou gaan jy in jou vergelyking in y se plek 2 in vervang. En nou wat gaan jy eintlik doen? Jy is terug by vergelykings-oplos. Jy gaan nou vir x oplos. En hoe los 'n mens nou weer vir x op? Hierdie plus 4 loop ons nou oor, dan word hy min 4. 2 min 4 is 2x. En dan kan jy sê, 2 min 4 is min 2, is gelyk aan 2x, en om vir x te kry, deel ons beide kante met 'n 2, sodat dit kan uitkanselleer, en 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in homself in 1 keer. Dus is die ooreenstemmende x-waarde daar min 1. Daarom gaan jy nou terug in jou tabel, bo die y wat 2 is, die uitvoerwaarde, nou gaan jy die invoerwaarde min 1 skryf. So sien jy, dis nou net mooi die teenoorgestelde. Terug by ons vergelyking, y is 2x plus 4. Ons y-waarde, want hier by y staan nou 4, en mens sien dit hierso, aan die linkerkant. So in y se plek gaan vervang ek nou 4, is gelyk aan 2x plus 4. Dan, hierdie 4. Ek sê nou hy gaan oorloop, maar jy weet mos nou, ek het mos veel mooi geleer in die eerste les. Wat 'n mens eintlik doen, is jy sê, min 4 hierdie kant, min 4 daardie kant, sodat hierdie 2 kan uitkanselleer, en dan min 4 plus 4 aan die linkerkant is 0. 0 is dan 2x, en dan om vir x te kry, deel met 'n 2, deel met 'n 2. 0 gedeel deur 2 is 0, is gelyk aan x. Dus is die ooreenstemmende x-waarde daar by 4, 0. Weereens, y is gelyk aan 2x plus 4.
Die volgende uitvoerwaarde was 6 in y se plek. Daarom gaan jy in y se plek 6 vervang. En dan die plus 4 is mos jy, so goed jy sê, min 4 die kant wat ek regs doen, doen ek links. En plus 4 min 4 is niks, en min 4 plus 6 is 2. Is gelyk aan 2x, en dan deel ons die 2 beide kante weg. 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan homself in 1 keer, en x se antwoord is 1. So, in x se plek is die invoerwaarde daar, by die 6, 1. Laaste, in ons vergelyking, y is gelyk aan 2x plus 4. Ons uitvoerwaarde is 8, so y is 8. So binne in y se plek vervang ons 8, is gelyk aan 2x plus 4. En ons sê, min 4 hierdie kant, min 4 daardie kant. En dan is dit 8 minus 4, en regs het jy gesê plus 4 minus 4. 8 minus 4 is 4, is gelyk aan 2x, en dan om vir x alleen te kry, deel met 'n 2, deel met 'n 2. Hier gaan die 2 uitkanseleer, hier gaan jy sê, 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in 4 in 2 keer. So wat bly oor? 2 op 1 is net 2. Dus is die invoerwaarde daar by 8, 2. Voorbeeld 4. Gegee, die vergelyking B is gelyk aan 3 tot die mag A plus 1, en kom ons voltooi nou die tabel. Nou, jy sal sien dat die eerste invoerwaarde is hier aan die linkerkant minus 2. So dit beteken, binne in ons vergelyking, daar waar ons die A sien, daar gaan ons min 2 in vervang. Ons doen dit, en nou moet ons bietjie eksponente ken. Ons moet weet dat 3 tot die mag minus 2 is dieselfde as 'n 9de plus 1, en daarom is B se waarde 1 en 'n 9de. So dan vat jy daardie waarde wat jy gekry het vir B, en jy sit hom terug in jou tabel, want jy moet die tabel voltooi. Die volgende invoerwaarde in ons tabel is 0, so ons gebruik die formule wat vir ons gegee is, in hierdie geval 'n vergelyking. B is 3 tot die mag A plus 1, en in A se plek vervang ons 0, en weer eens die reëls van eksponente, enige iets tot die mag 0 is 1 plus 1, so B se waarde is 2. Dus is die uitvoerwaarde 2. So terug in jou tabel daar, by die ooreenstemmende 0, invoerwaarde, gaan sit jy 2. Nou gaan jy sien, die laaste invoerwaarde hier is eintlik 'n uitvoerwaarde. Kyk daar staan 28, maar hy staan onder die B. So binne in jou vergelyking gaan jy nou die 28 in B se plek in vervang. So jy moet kyk, gee hulle vir jou 'n invoerwaarde of 'n uitvoerwaarde. So hierdie was die uitvoerwaarde, B is 1820, en nou gaan ons 'n vergelyking oplos. So wat ons pla is die plus 1, stap oor, dit word 28, minus 1 is 27, en aan die regterkant het ons 3 tot die mag A oor. Nou is dit nog weer eens reëls en eksponente, maar dit is nou 'n eksponensiële vergelyking. En daar is 'n video daaroor beskikbaar, jy moet net kyk op die playlist oor graad 9 eksponente, maar hoe 'n mens dit doen, is jy gaan daardie 27, hierdie ene, gaan jy vat en jy gaan hom priem faktoriseer, en jy skryf dit as 3 tot die mag 3, is gelyk aan 3 tot die mag A, en dan sê ons, omdat die grondtalle dieselfde is, kan hulle wegval, dus kan ons net sê, dat 3 is A se waarde. So terug in jou tabel, in jou invoerwaarde se plekkie, is die A se waarde 3. In die volgende video gaan ek vir jou leer hoe om formules te gebruik om die uitvoerwaardes te kry. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.